Dis alweer Augustus, September van 2026 en dis 'n jaar na verlede jaar se 40 dae en ons gaan vir die volgende 40 dae met mekaar gesels oor die 6 gewoontes van gesonde gelowiges. Jy kan ook sê gesonde gemeentes, want dit is gewoontes wat jy individueel moet beoefen of kan beoefen, maar wat ons ook gesamentlik beoefen. En ons gaan vanoggend begin met die waarde van geloof. En ons gaan gebruik die verhaal van God met Adam om ons te begelei. Nou ek is bewus daarvan dat dat dit miskien vir jou vreemd is dat ons Adam neem as 'n voorbeeld van 'n geloof. Maar eintlik vat ons nie vir Adam nie. Ons is eintlik besig met God se gesprek met Adam. Het gaan nie oor Adam nie. Het gaan oor die gesprek wat God met Adam het, wat aan ons oorgelewer is deur ons broers en susters van jare gelede. En eintlik is dit die eerste gesprek tussen God en mens, né? Waar geloof eintlik gekonstitueer word. Want alhoewel ek weet dat mense graag van Abraham praat as geloofsvader, vind ek dit moeilik om oor hom te praat as geloofsvader. Hy is my geloofsvoorbeeld, net soos Adam, net soos Dawid. Ek dink Abraham se geloofsvoorbeeld, en gaan ons sien in video 3, gaan baie oor gehoorsaamheid. Dawid se geloofsvoorbeeld is die van baie dapperheid, né? En so het elkeen maar sy eie storie met geloof, maar my geloofsvader is God. My geloof begin nie by 'n mens nie. Na alles is dit tog nie mense wat na God uitgereik het nie. Dit is God wat na mense uitgereik het. Soos met Adam en soos met Abraham. So ek dink nie dit gaan oor Adam as 'n geloofsvoorbeeld nie, of as 'n voorbeeldige gelowige nie. Dit gaan daaroor dat ons in die gesprek tussen God en Adam iets begin verstaan van geloof. So optimisties sou ek sê is 'n mens 'n geloofsvoorbeeld vir mense, maar jy kan niemand se geloofsvader wees nie, want geloof kom van God en alleen en uitsluitlik van God. Hy skenk dit vir ons, hy bewerk dit in ons hart, het kom weer sy gees, maar ek en jy kan vir mekaar geloofsvoorbeelde wees. So ons lees Genesis 1, 2 en 3, ons lees iets uit Matteus 6 en ook uit Kolossense 2 soos wat in die boekie is. So ons eerste vraag hierdie jaar elke keer gaan wees, as jy die tekste gelees het, wat bly by jou? Wat is jou onmiddellike ervaring van die teks? En dit is ons belangrik dat ons moet ook verstaan, ons gesprek mag nooit eerste kom nie. Die woord kom eerst. Jy moet eers die woord lees. Die gesprek is maar 'n nagereggie. Dit is nie die hoofgereggie. Hier is my verstaan van die tekste, en hoe dat julle sin mag verskil. Moenie dat wat die video's vir jou gee, nou vir jou die norm word nie. Dit is ook maar net weer 'n getuienis van iemand wat met die woord moeite gedoen het. Ek hoor die volgende woorde, ek hoor heel eers God. Dan hoor ek woorde soos maak en skep. Dan hoor ek mens. Dan hoor ek beeld, streep verteenwoordiger. Dan hoor ek man en vrou. Dan hoor ek vermeerder en heers. Dan hoor ek bewoon en bewerk. En in Matteus hoor ek koninkryk van God. En in Kolossense 2 hoor ek die dinge daarbo. Uiteindelik het ek gedink, as ek nou gaan sit, en ek sit die Bybel nou neer, ek het nou dit intens gelees, en ek sit dit nou neer, en ek gaan maak my oor, en ek dink, dan dink ek hoor 3 goed. Ek hoor, wie het my gemaak? Of waar kom ek vandaan? Tweede ene is, hoekom is ek gemaak? Hoekom is ek hier? En die derde ding is, wat moet ek nou doen?
En my antwoord op dit is, ek glo God het my gemaak. Ek glo God het my gemaak om sy beeld en verteenwoordiger te wees. Dit is my geloofsroeping. En ek glo dat ek geroep is om oor die aarde te heers, dit te bewoon en te bewerk, terwyl ek deurlopend geloofsmatig onthou, alles en almal is deel van God se koninkryk, wat anders is as die wêreldse. So dis so net so kort vraag 1, wat ek gedink het as ek die tekste lees, wat sak af? Wat lê onder in die glas, na ek het ingegooi het? Dis wat daar lê. Die tweede vraag vir die groepsgesprek of vir jou individuele gesprek is om bietjie te dink oor beeld en verteenwoordiger van God. Nou, by die lees van die teks, waar daar staan dat ons geskaap is as die beeld van God, kan 'n mens ook sê ons is geskaap as die skaduwee van God. En 'n mens kan 'n bietjie daaroor gaan dink, oor wat sou dit nou beteken. Hier is my verstaan, wat nou nie weer 'n norm is nie, maar my getuienis, wat jy kan gebruik om jouself te stimuleer in jou denke, oor wat beteken dit om beeld van God te wees. So, toe ek het die eerste keer gelees, het dit nogals my sin gemaak, toe ek lees dat die taalkennis of die vertalers sê, mens kan ook skaduwee gebruik in plaas van beeld, want ek het nogals gedink dat as ek in die son lewe, of in die lig lewe, dan het ek 'n skaduwee. Maar dis eintlik nie my skaduwee nie. Dis eintlik die son se. Want die oomblik as ek in die huis ingaan, en ek maak die deur toe, ek trek die gordyne toe, het ek nie 'n skaduwee nie. So 'n mens het nie 'n skaduwee in die donker nie. Jy het net 'n skaduwee in die lig. En dit is wat God vir Adam wil sê. Adam, jy is my skaduwee as jy in my lig lewe. Maar toe gaan kruip Adam ons weg, saam met Eva, in die tuin. En toe kom soek God hulle. En 'n mens kan nie God se skaduwee hê as jy nie in sy lig is nie. As jy nie voor hom lewe nie. So, God kan net, jy kan net God se skaduwee wees, as jy in God se teenwoordigheid is. En ek dink dit is nogals vir my 'n wonderlike verstaan van geloof, is om bewustelik te lewe in die teenwoordigheid van God. Om heeltyd te weet, God is hier, en hy is nou hier. En daarom is die ander kant, die teenkant van geloof, is om weg te kruip vir God. Of om onbewus te wees van God. So dis aan die fokus van die geloof wat ek glo ons by God gekry het. Om naby aan God te leef, om in sy lig te lewe, sodat ons sy skaduwee kan wees. En ons iets van God se teenwoordigheid en van die dinge daarbo saam met ons kan dra en verbeeld waar ons ook al gaan. Die fokus van geloof is nie om iets vir onsself te kry of te beding nie, maar net sodat God deur ons teenwoordig kan wees. So geloof is in die diepste wese ons selfsugtig God ter wille. Beeld van God, verteenwoordiger van God, skaduwee van God. Julle kan hieroor gaan nadink, saamstem of verskil. So, by vraag 3 of by opmerking 3, hou nie baie van die vraag storie nie, maar meer gespreksgedagte, staan dan my geloof in God is ook van God. En wat verander dit aan my eie verstaan van geloof en veral aan die manier hoe ek in eie tye van geloofstwyfel of geloofsvreugde kyk of doen. In ons waarde sê ons dat geloof wat fokus op God bring my by liefde, lof, eer en aanbidding. By liefde, lof, eer en aanbidding. Dis waartoe my geloof my uiteindelik neem.
Daarom hou ek so baie van die woord fokus. Want in ons waarde sê ons geloof fokus op God. So ongelukkig leer ons dikwels by ons sogenaamde geloofsvaders, wat eintlik na my mening geloofsvoorbeelde is, 'n ongesonde vorm van geloof, wat vir hulle in die moeilikheid gebring het, en vir ons ook in die moeilikheid bring. Want ongesonde geloof is geloof wat uit myself uitkom, wat terwille van myself is, en wat my voorspoed, my gesondheid, my status, my sukses wil bevorder en waarborg. Gaan luister maar na ons gebedswoorde, gaan luister na ons lirieke, gaan luister mooi daarna. Waaroor gaan dit dikwels in ons gebede en in wat ons sing? Want wanneer geloof ongesond geword het, en dit nie meer alleen op God fokus nie, omdat dit 'n menslike prestasie geword het, of 'n hefboom waarmee ek vir myself dinge kan beding, dan verval ons in geloofsangs en twyfel. Dan begin ons wonder, glo ek goed genoeg? Glo ek sterk genoeg? Is my geloof groot genoeg? Daarom dat dit ons goed sal doen om gereeld te luister na wat God vir wat God vir Abraham te sê gehad het, oor waar ons vandaan kom, oor hoekom ons hier is, en wat ons hier te doen staan. Want dit, lyk my, is wat God sê, wat geloof is. Ons is van God, ons is vir God, en ons is in Gods diens. Hy het ons vir homself gemaak, sê Augustinus, nog 'n geloofsvoorbeeld vir ons, wanneer hy vir ons sê, God het ons so gemaak, dat ons net sal rus vind in sy teenwoordigheid. Klein skaduweetjies van die groot Skepper God, sy koninkryk en die dinge daarbo, dit is ons besigheid. As jy in 'n gesin is waar daar kinders is, en jy wil sommer op 'n prettige manier vir hulle dit leer, kan jy die skadu, die springspeletjie speel. Dit moet buite in die son gebeur, want 'n mens het net 'n skaduwee in die lig of in die son. So, al wat jy doen is, jy laat die kinders probeer om in die ouers se skaduwee te bly. So, die pa beweeg en dan moet die kind kyk, saam met die pa beweeg en kyk, hoe kan ek binne my pa se skaduwee bly? En dan is die lesie maar net vir die kinders. Dit is presies wat God vir ons sê. Bly net in my skaduwee, dan is ek julle skaduwee en julle myne. En dit is al waarvoor ons gemaak is. Het kan nogals moeilik wees en bietjie prettig, maar op die manier leer kinders ietsie. Ek hoop julle het 'n wonderlike individuele reis met die teks, maar ook 'n wonderlike lekker gesprek saam met mekaar, waar niemand hoef te wen nie en niemand verloor nie, waar almal veilig is en waar elkeen maar net eerlik sê, wat dink hy, wat ervaar hy, wat glo hy. Mag die Here ons seën op hierdie reis. Mooi bly tot volgende keer.